Ek is opgewonde want vanoggend voel dit vir my, ons doen wat die kerk veronderstel is om te doen. Ons doen wat die kerk eintlik moet doen. En vanoggend gaan ek nog nie lang stories praat hiervan vooraf nie, want die waarheid is, die krag van die kerk is nie in lang stories van die pulpit af nie. Die krag van die kerk is tussen sy mense. Die krag van die kerk is in die liggaam van Jesus en hoe daai mense mekaar kan opbou en kan bemoedig. Maar vandag glo ek, ons is kerk soos wat Handelinge kerk was. Kom ek wys jou wat ek bedoel. Handelinge 20 vers 7. Kerk soos wat Handelinge kerk was. Hier kom dit nou. Ons het die Sondag by mekaar gekom. Dis basies presies wat vandag hier gebeur. Vandag is ons kerk soos wat Handelinge kerk was. Ons het die Sondag by mekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Ons het die Sondag by mekaar gekom vir 'n baie spesifieke rede. Dit was die gemeenskaplike maaltyd. Of soos ons hom nou meer gereeld ken, is die nagmaal. En dan sê hy, Paulus het die gelowiges toegespreek, die wat by mekaar gekom het, en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. So vandag is ons kerk soos wat Handelinge kerk was. Ek hoop jy sit gemaklik, want hier gaan ons nou aanhou tot middernag toe vanaand. Jy sal bly wees om te hoor dat dit nie eintlik die deel is waarop ek wil fokus nie. Ek sal jou laat gaan voor middernag vanaand, maar wat ek wil hê jy moet sien, is ek wil hê jy moet sien dat net soos hulle kom ons by mekaar. En hulle sê dat hulle het 'n doel gehad, 'n rede gehad om by mekaar te kom. En die rede hoekom hulle by mekaar gekom het, was vir die nagmaal. Was om te onthou wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis die rede hoekom hulle by mekaar gekom het. En dit is presies wat ons doen. Dis presies wie ons is, die gelowiges by mekaar. Vandag baie spesifiek om die nagmaal te vier. En in die res van hierdie storie, in Handelinge 20, is daar iemand letterlik doodgepreek. En 'n klein rukkie later is hy ook uit die dood uit opgewek. En dit is die tipe goedjies wat gebeur wanneer die gelowiges by mekaar is. Ek bedoel, wie weet wat kan potensieel vandag hier gebeur? Wanneer die gelowiges by mekaar is, vir die nagmaal, om te onthou wat Jesus gedoen het met een doel voor oë. Die doel wat Paulus neergesit het vir die kerk van Jesus op aarde. 1 Korintiërs 14 vers 26 se doel. Paulus praat in 1 Korintiërs 10, 11, 12, 13, 14, die nagmaal, die gemeente, die by mekaar koms, die gees van God wat aan elke een 'n gawe en 'n vermoë uitdeel, die liefde wat die motief is, waarom ons doen wat ons doen. En in 14 begin hy die lyne by mekaar trek, van as ons dan nou die nagmaal saam geniet, en as ons almal dan nou die gees ontvang het, hoe moet dit dan wees, broers? En hy gee vir ons hierdie, hoe moet dit dan wees, broers? Hy sê elke keer, as julle by mekaar kom, elke keer wanneer julle so by mekaar is, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of 'n klank, 'n uitleg daarvan, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. En hier is ons vanoggend met daai doel voor oë. Die doel wat ons voor oë het, is dat elkeen van ons sal besef dat in hierdie bymekaarkoms het ons ietsie om by te dra, het ons ietsie om te bring. En wat ook al dit is wat jy het om by te dra, wat jy het om te bring, sorg net dat dit tot opbou is van die gemeente. En ons sit saam rondom 'n tafel soos hierdie, 'n tafel van herinnering dat Jesus homself vir ons gegee het, dat sy liggaam vir ons gebreek is en dat sy bloed vir ons gevloei het. En dan, hoe tragies sal dit nie wees nie, as daar net een
liggaamsdeeltjie vandag 'n werkie het om te doen. Hoe tragies sal dit nie wees nie, want Jesus het 'n ganse liggaam. Jesus het 'n groot liggaam. Hier sit die liggaam voor my. Elke een van julle afsonderlik toegerus, geleer, gekies, deelgemaak vir 'n doel, vir 'n prentjie om mekaar te kan opbou. En dit is waaroor vanoggend gaan. En dis hoekom ek so opgewonde is. Want van hierdie punt af weet ons nie wat gaan gebeur nie. Jy sien, normaalweg kan ek 'n preek uitskryf en ek kan basies besluit, dit is wat ek gaan sê en dis hoe ek dit gaan sê. En ons 'n mate van beheer binne in dit en ons gaan hierdie punt slaan en ons gaan daai punt slaan. Maar vanoggend beleef ons dit nie so nie. Vanoggend is ons by mekaar soos wat die ouens in Handelinge by mekaar was. Die volgende oomblik val 'n ou by 'n ruit uit, val hom mors dood. Bring hom terug as 'n lijk. Paulus bid vir hom en hy staan weer op. Die tipe goedjies wat gebeur wanneer die gelowiges by mekaar is. En dis waar vanoggend gaan. Net soos hulle gather ons vanoggend. Kom ons vanoggend by mekaar rondom 'n tafel. Rondom die tafel van die nagmaal. Net soos hulle is ons uitsluitlike doel vanoggend om mekaar op te bou en te bemoedig. En wat dan gaan gebeur? Wie weet? Wie weet wat gaan gebeur? Wie weet wat is die potensiaal wat in hierdie vertrek is? Wie weet wat die Here vandag, vanoggend in hierdie oomblik vir jou kan kom doen? Wie weet hoe hy jou vandag gaan kom bemoedig en gaan kom opbou? Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom kerk is. Kerk is sodat elkeen sy spasietjie sal vind. Kerk is sodat ons sal onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Sy gebreekte liggaam en sy bloed. En kerk is dat ons mekaar sal opbou deur woorde wat lewe gee. Deur woorde wat opbou, bemoedig en vertroos. 'n Entjie vorentoe in 1 Korintiërs 14 sê Paulus, hier's die tipe woorde wat julle met mekaar moet praat. Praat die woorde wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. Praat die woorde wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. En in hierdie spesifieke gedeelte pas hy dit toe op profesie. Hy sê wanneer jy 'n profesie bring, laat dit opbou, laat dit bemoedig en laat dit vertroos. Maar dit hoef nie noodwendig pertinent profesie te wees nie. Dit kan ook wees in die vorm van bemoediging. Dit kan ook wees in die vorm van aanmoediging, dit kan wees in die vorm van 'n gebed. Dit kan wees in die vorm van 'n woord van kennis of 'n woord van wysheid. Dit kan wees in 'n genesing of in 'n gebed wat jy spesifiek vir iemand bring of in 'n prentjie wat jy gesien het. Dis hoe die liggaam homself opbou. Dit kan enige een van hierdie goed wees, want daar is 'n verskeidenheid van werkinge. En daar is 'n verskeidenheid van gawes en daar's 'n verskeidenheid van maniere hoe die Gees vanoggend in en deur ons tussen mekaar wil beweeg. Dit kan enige een van hierdie goed wees. Profesie, 'n taal, 'n uitleg, 'n onderskeiding van geeste, 'n wonderwerk, 'n krag, 'n genesing. Dit kan enige een van hierdie goed wees, maar wat dit wel moet wees, wat dit wel beslis moet wees, is dit moet opbouend wees. Dit moet lewe gee. Dit moet bemoedig. Dit moet vertroos. En dit is hoekom daar 'n geweldige krag is in 'n vertrek soos hierdie. Want ons het die geleentheid dat God deur ons lewens iemand anders kan bemoedig. Deur ons lewens iemand anders kan opbou. En vanoggend sal so tragies wees as al daardie opbouery nou hier van my af moet kom. Want die feit van die saak is ek kan dalk in 'n oomblik oogkontak maak in een rigting en ek kan 'n soort van 'n impak op een plek hê, maar daar is soveel meer. As elke een van ons kan opstaan en ek kan na jou kyk met die oë van die Vader. Daar's soveel meer krag wanneer ek die geleentheid aangryp om my gesig te deel met die Vader en na jou te kyk op die manier wat hy na jou kyk. Dis wanneer die kerk kragtig raak. Dis wanneer die kerk begin bemoedig. Dis wanneer die kerk begin opbou, wanneer ons na mekaar draai, wanneer ons mekaar liefhet. Jy sien, ons is almal baie opgewonde oor die wondertekens en al die mooi goed wat die Gees in ons midde kan doen, maar die Gees gaan daai goed net doen waar daar eenheid is,
waar daar liefde is, waar daar hegte familieverhoudinge tussen mekaar is, en dit is waaroor vanoggend gaan. Vanoggend gaan daaroor dat ek en jy as die liggaam van Christus vir mekaar gaan vra, voor die Here gaan vra, Here, wie kan ek vandag opbou? Wie kan ek vandag bemoedig? Wie kan ek vandag vertroos? In wie se lewe kan ek vandag 'n impak hê? En dan gaan ons nou nie so arrogant wees, om nog voor die Here te moet sê, hoe hy dit ook moet doen nie. Dan sal ons voor hom staan en sê, Here, wie kan ek bemoedig? En hoe wil u hê, moet ek hulle bemoedig? Hoe wil u hê, moet ek opbou? Sal ek vandag saam met Flip bid? Of sal ek vir Robbie 'n woord hê? Of sal ek vir Dewet 'n skrif gee? Here, hoe wil u hê, moet ek vandag tot u diens wees? Hoe wil u deur my skyn? Jy weet, Jesus sê, hy het net gedoen wat hy die Vader sien doen. In elke oomblik, as Jesus het gedoen het, dan was dit waarmee die Vader besig was. En ek en jy het daai selfe voorreg in hierdie wêreld. Ons kan besig wees waarmee die Vader besig is. En Johannes, hy sê so mooi, dat ons God is die God van liefde. Weet jy wanneer reflekteer ek en jy God se persoon, sy karakter en sy wese die mooiste? Wanneer ek besig is om iemand anders lief te hê. Wanneer ek besig is om iemand anders te bemoedig. En ek ken daarom meeste van julle hier. Meeste. Op die naam. En ek kan opreg sê, dat ek lief is vir julle. Dat ek omgee vir jou, dat ek in jou lewe wil inspreek, dat ek die beste vir jou lewe wil sien. Maar dit gaan awkward wees, as ons nou 'n lang ry moet maak, en almal moet nou vir my hug. Gaan dit nie awkward wees nie? Kan ons nie vir mekaar sê, dat die Here het 'n liggaam op aarde, en hy wil jou deur daai liggaam bedien nie. Hy wil jou deur daai liggaam kom aanraak nie. En dit verander die hele mindset waarmee ons kerk toe kom. Die mindset waarmee ons nou kerk toe kom, is nie net langer, wat kan ek hier kom ontvang nie, wat kan vir my gegee word nie. Die mindset waarmee ek nou kom, is hoe kan ek gee? Is hoe kan ek bedien? Jy sien, want die antwoord vir hierdie wêreld lê in die bloed van Jesus en in sy liggaam aan die kruis. Dit wat ons vandag hier gaan vier. Maar saam met dit is daar ook 'n ander deel van die liggaam van Jesus wat ons moet onderskei. En wat ek by wil uitkom is hierdie, dat die antwoord wat die wêreld nodig het, lê in die bloed van Jesus en in die liggaam van Jesus aan die kruis. Maar in 1 Korintiërs 11 praat Paulus ook van die liggaam van Jesus, bedoelende ons wat jy moet onderskei om daai vrug van sy bloed en sy liggaam aan die kruis te kan ervaar. Nou gaan ek my 10 minute breek. Want hierdie is werklik nogal 'n teologiese konsep en jy moet dit nou 'n bietjie gaan bestudeer. Jy moet 1 Korintiërs 10 en 11 gaan lees. Want in 1 Korintiërs 10 en 11 praat hy van die nagmaal. En natuurlik het hy sy fokus op die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis. En hy het sy fokus op die liggaam van Jesus wat vir ons gebreek was op die kruis. Maar hy sê dat van ons is siek en sukkelend en baie van ons is ook al oorlede, want ons het nie die liggaam van Christus geag nie. Ons het nie die nodige respek vir die liggaam van Jesus gehad nie. En ek is dit oortuig en die konteks lei ons ook soontoe, dat die liggaam waarvan hy daar praat, is nie net die gebreekte liggaam aan die kruis nie. Is nie net die liggaam wat vir ons gebloei het en die wonde deur wie daar vir ons genesing gekom het nie. Die liggaam waarvan hy praat is ons wat hier om die tafel sit. So dalk het daai
reg boor jou kop gegaan. En dan vra ek om verskoning vir dit. Maar vandag gaan jy dit beleef. Vandag gaan jy dit ervaar. Jy gaan ervaar hoe die lewende liggaam van Jesus, almal in die vertrek, die waarheid van die bloed van Jesus en die liggaam van Jesus in die brood tot jou bedien op 'n manier wat dit lewe gee. Want die antwoord vir hierdie wêreld is sonder twyfel in die bloed en in die liggaam van Jesus aan die kruis. Maar ons sal daai waarheid en daai antwoord nooit oopsluit los van die liggaam wat ook vandag hier verteenwoordig is nie. In hierdie vertrek sit die liggaam van Christus. As hy iets gaan doen op hierdie aarde, gaan hy dit deur hierdie liggaam doen. As hy iemand gaan vrymaak en as hy iemand gaan bedien, gaan dit deur ons wees. Band, julle kan my kom assisteer. En die dames wat ons broodrolletjies moet uitpak, julle is welkom om ons begin help met die uitpak van ons broodrolletjies. So wat jy vandag moet weet, en wat jy vandag moet hoor, is dat ons kom by mekaar vanoggend, as die gelowiges. En die rede vir ons by mekaar koms, is om hierdie nagmaal te vier. Is om te vier dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons dink aan sy bloed en ons dink aan sy liggaam, maar terselfdertyd is ons sy liggaam. Wat die waarheid en die vryheid van hierdie offer ook in mekaar se lewens sien vorm kry. Help bewerk. Help uitreik. Want elkeen van ons het 'n bydrae om te lewer. Elkeen van ons het iets om te gee. En baie keer jok die vyand vir jou en hy sê, maar dit wat jy het is nie geestelik genoeg nie. Of jy dink daaraan om iemand te bemoedig of iemand te komplimenteer of 'n woord met iemand te deel wat opbou en bemoedig en jy dink, maar dis nie profeties nie. Of is nie diep genoeg nie. Ek wil vandag vir jou sê, daai is nonsens. Hoe die liggaam homself opbou is wanneer liefde bewys word. Hoe die liggaam homself opbou is wanneer woorde wat bemoedig, vertroos en opbou gedeel word. So vandag gaan ons as geestelike familie daai woorde met mekaar deel. Vandag gaan ons as geestelike familie by die Here stil staan. Ons gaan by hom intrek vandag en sê, Here, wie kan ek seën? Ek wil jou vra om saam met my op te staan. En ek weet, dit is moeilik om nou te konsentreer, want hier word nou broodjies uitgepak en vreeslik opgewonde oor dit wat ons nou gaan deel. Maar ek wil jou vra om vir 'n oomblik te fokus op die Here. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net vir die Here te vra, Here, hoe kan ek vandag u liggaam opbou? Here, hoe wil u hê moet ek vandag 'n rol speel in hierdie vertrek? Tot iemand se vryheid, tot iemand se genesing, tot iemand se groei. Want Paulus reken elke keer wat ons by mekaar kom, het elkeen iets om te gee. Het elkeen 'n bydrae om te lewer. Die band gaan ons 'n bietjie bedien en ek wil vir jou 'n oomblik gee om sommer net tyd met die Here te spandeer. Vra vir die Here vanoggend, Here, waar wil u my vandag gebruik? Wie kan ek opbou? Wie kan ek bemoedig? Wie kan ek vertroos? Het u vir my 'n woord? Het u vir my 'n prentjie?
Het u vir my 'n skrif of 'n gebed wat hoop kan bring?